Het jy al gedroom jy kan vlieg? Sielkundiges sê dit is 'n mens se begeerte om jou los te maak van sekere aardse bindinge wat vir jou so laat droom. Of soms sê hulle, droom jy dat jy kan vlieg wanneer jy hoë hoogtes in jou lewe, jou persoonlike lewe bereik, of wanneer jy emosionele oorwinnings en emosionele genesing beleef. Wanneer jy droom jy vlieg maar jy kry nie hoogte nie, jy droom jy vlieg maar jy begin val, dan beteken dit, sê die sielkundige soms, dat jy sukkel om jou lewe te hanteer. So het ek ook al hoog in my drome gevlieg. Maar soms was ek weer so laag oor die veld, dat die leeu's in die veld na my begin opspring het met hulle kloue en net so aan my voete gegryp het. Dit was nogal 'n nagmerrie. Ek glo nogal dat vliegdrome 'n manier van God kan wees om vir jou te nooi om saam met hom te kom vlieg. Weg te vlieg van enige situasie wat vir jou onaangenaam of spanningsvol, afbreekend, onuithoudbaar is. Maar die punt is, God wil nie hê dat jy net in jou drome moet vlieg nie, dat jy net in jou mind moet wegvlieg van jou probleme af nie. Hy wil jou werklik bevry van 'n sekere situasie waarin jy jou dalk mag bevind. En die bemoedigende hiervan is dat God self die een is wat of met jou vlieg, of hy wil jou leer om self te vlieg, maar dan nou met die vliegkrag wat hy vir jou sal gee. In die Bybel word die beeld van die arend dikwels gebruik om God se vliegkrag vir ons te verduidelik. Kom ons kyk gou na 'n paar sulke voorbeelde in die Bybel. Eksodus 19 vers 4 is die eerste een wat ek opgespoor het. Daar staan, julle moet onthou, my Bybel kry, julle moet onthou hoe dat ek julle soos op die vlerke van 'n arend veilig uit Egipte gedra het en na my toe gebring het. Die Israeliete word as slawe in Egipte aangehou. Maar wanneer God besluit, genoeg is genoeg, dan laat trek hy eenvoudig sy volk. Wanneer God besluit tot hiertoe en nie verder nie. Vir 4 dekades, 40 jaar, 10 maal 4, laat hy vir hulle letterlik op sy vlerke saam met hom vlieg, deur hulle woestyne, deur aanvalle van vyandige stamme, deur 'n Rooi See terwyl die Egiptenare hulle jaag, deur hongersnood, deur tye van geen water nie. Vir 40 jaar lank laat hy vir hulle so vlieg, totdat hy vir hulle bring in die land wat hy vir hulle uitgekies het. Hoe lank vlieg God dalk al met jou, om jou eindelik by 'n plek in jou lewe te bring, waar hy graag vir jou wil hê? Moenie haastig raak nie. Moenie moed verloor nie. God is op pad met jou. Dit is wat sulke drome dalk ook vir jou kan sê. Psalm 103 vers 5 is 'n ander mooi voorbeeld. Dit is hy, dit is God, wat my die jeugdige krag van die arend skenk, staan daar. Die jeugdige krag van 'n arend. Nie 'n ou arend nie, 'n jongetjie. Dit klink vir my na die soort krag wat ek dalk op my ou dag nodig sal hê, die dag wanneer ek miskien nie meer in my liggaam die krag oor het om een treetjie na die ander te kan gee nie. Dit is dan wanneer ek
hierdie innerlike krag van 'n jong arend nodig sal hê om in die geloof nog hoog te kan vlieg. Om nie morbied te word nie, om nie my geloof te verloor of verbitterd te raak teenoor die lewe nie. Deuteronomium 32 vers 10 en verder is nog 'n baie mooi beskrywing van God se goddelike vliegkrag wat ons in die arend vind. Daar staan soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop en dan oor hulle fladder, afkyk na hulle en hulle dan opvang met sy vlerke wat hy oopsprei onder hulle. Soos 'n arend wat sy vlerke oopsprei en sy kuikens daarop dra. So het die Here sy volk gedra. So dra God vir my en vir jou met sy vliegkrag. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop teen hoë kraanse af. Miskien dink die klein arendjies, pa, of wie hulle uitgeskop het, ma, wat op aarde vang jy aan? Ek gaan my te pletter val. Maar dan sweef die pappa of die mamma arend eenvoudig onder die kleintjies in, skep hulle op en vlieg met hulle terug nes toe. Maar net wanneer hierdie ouetjies begin dink, nou is ons weer lekker veilig terug in ons nes, dan word hulle weer uitgewerk met die vlerk, oor die kraanse geskop. Mettertyd leer hierdie kleintjies om uiteindelik self op die strome van die lug te sweef en te vlieg. Moenie dink God is wreed met jou wanneer jy in allerhande moeilike, onhanteerbare lewensomstandighede vir jou bevind nie. God wil jou in sulke omstandighede leer om 'n paar dinge te besef en te doen. Hy wil jou leer om in alle omstandighede net op hom te vertrou, soos 'n klein arendjie moet vertrou op die pappa of mamma wat onder hulle insweef. Al dink jy gaan jou enige oomblik te pletter val, gaan die arend onder jou inkom. En God wil vir jou leer om uiteindelik self op die strome van die lug te kan vlieg. In hierdie beeld kan ons seker die lugstrome as die Heilige Gees van God beskou. God wil vir jou leer om op die kragtige strome, die vliegkrag van sy Heilige Gees te gaan sweef en uiteindelik te vlieg. Dis vir geen ouer maklik om hulle kinders uit die nes te druk nie. Maar om jou kind te leer vlieg, moet jy dit soms doen. Solank die kind natuurlik net altyd sal ervaar, my pa of ma is nog steeds daar om my met hulle vlerke op te sweep, op te raap, en hulle bedoeling is nooit om my skade aan te doen of my te laat seer kry nie, maar om my sterk te maak vir my eie lewe wat vir my nog voorlê. Hulle wil my leer om oor al die kraanse en die afgronde en die klowe en die woestyne van hierdie lewe te kan vlieg. Dis presies wat ons goddelike arend ook met ons wil doen. Van hierdie arend sê die Bybel in Jesaja 40 vers 28, die baie mooi gedeelte. Die Bybel sê, hierdie arend word nooit moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Hy gee eerder die vermoeides nog krag, van sy krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong mense, sê Jesaja, kom op 'n punt waar hulle sê, ek kan nie meer nie. Maar sê Jesaja hier, die wat op God bly vertrou, hulle kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Die Bybelskrywers was nog
altyd aangegryp deur die krag en die spoed van 'n arend. Daarom is die Bybel vol van voorbeelde waar die arend in sekere beelde en beskrywings gebruik word. So word die gevaarlike vyand wat ons in hierdie lewe kan agtervolg, veral in 'n oorlogssituasie, word so 'n vyand as 'n kragtige arend beskryf. Jeremia 4 vers 13 kan jy dit gaan lees. Job sê, 'n mens se lewensdae vlieg so vinnig soos 'n arend wat afskiet op sy prooi by ons verby. Dit lees ons in Job 9 vers 25 en verder. In Spreuke 23 vers 5 sê die skrywer, moenie te verknog raak aan al die rykdomme wat jy so hard voorgewerk het en so vir jou versamel het nie. Want, sê hy, hierdie rykdomme, jy het dit skaars in jou besit, dan kry hulle vlerke en dan vlieg hulle weg van jou af soos 'n kragtige arend. Maar die positiewe siening wat die Bybelskrywers van die arend het, wil vir my en vir jou kom troos. Ja, partykeer is die probleme ook soos kragtige arende wat op ons afkom. Maar hierdie arend, hierdie goddelike arend, is die een wat vir my en vir jou in alle omstandighede in hoë neste, selfs hoog bo in die kraanse, daar wil beskerm, vir ons wil versorg, vir ons laat sterk word. Uiteindelik vir ons uit die nes uitdruk, maar dan vir ons op sy vlerke kom dra. Hy wil vir ons kom leer hoe om op die ligstrome van die Gees van God hoog bo oor al ons aardse belemmeringe te kan vlieg. So, droom jy soms jy vlieg, of jy nou hoog vlieg, en of jy net so oor die gevare kan sweef? Dalk wil God met hierdie droom vir jou sê, my ou maat, kom vlieg saam met my. Kom ek en jy vlieg weg, saam weg, van al jou tydelike, aardse belemmeringe. Dit is wat God, glo ek, vir ons soms in hierdie drome wil kom sê. Vlieg vandag saam met God, en laat hom vandag toe om met sy vlerkspan weer onder jou in te kom. Mag God jou dra na nuwe hoogtes.